chosen generation. We've been called for to show His excellence. Hey, all I require for life, God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation. We've been called for to show His excellence. All I require for life, God has given me, for I know who I am. I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. I know who I am. I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. I know who I am. I'm working in power, I work in miracles, I live a life of favor. For I know who I am. I'm working in power, I work in miracles, I live a life of favor. For I know who I am. Hey, hey. Chosen generation, we've been called for to show His excellence. Yeah. All I require for life, God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation. Come, we've been called for to show His excellence. All I require for life, God has given me. I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. I know who I am. I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. I know who I am. I'm walking in power, I walk in miracles, I live a life of favor. For I know who I am. Say, I'm walking in power, I walk in miracles, I live a life of favor. For I know who I am. Everybody shout out. I know who I am. Lift your voice, shout out. I know who I am. Wave your hands, shout out. I know who I am. What are you? I am holy. Come on. I am righteous. So rich. I am beautiful. I'm walking in power, I walk in miracles, I live a life of favor. For I know who I am. I'm walking in power, I walk in miracles, I live a life of favor. For I know who I am. Take a look at me, I'm a wonder. It doesn't matter what you see now. Can you see His glory? For I know who I am. Take a look at me, I'm a wonder. It doesn't matter what you see now. Can you see His glory? For I know who I am. Say, I know who I am. Lift your voice, shout out. I know who I am. How many of you know who you are? Come on. Come on.
Vriendelijke groet aan onze kijkers, elkeen wat vanmiddag ingeschakeld is op hierdie platform. Is groeten naar die mooie naam van ons koning Jezus. Die naam wat is, was en tot in alle eeuwigheid dezelfde is. Voor mij heb ik een paar jong mensen, bekend als die missionaries, jeugd van Mission of Christ. Die woord zegt dat van je zal jongelings die pad zijn waarom aangaande die woord alleen. Zo, alle is hier vandaag om net een beetje historie te vertellen over de uitdagings. Wat ons als jong mensen in de gemeenschap in het gezicht staat. En alle is ook gebruik vandaag, of wordt vandaag gebruikt als een lach voor mensen daar buiten. Die woord zegt dat ons van die Herendienst zal soos open boeken gelezen worden. En daardoor zit ons vandaag hier om ons stories te vertellen. En om jong mensen daar buiten te encourage. Dat ons steeds die Heer kan dienen in ons jonkheid. En ons steeds kan dansen. En steeds gelukkig kan wees. Halleluja. So, hulle gaan hulle voorstel aan u. Aan mijn rechterkant, aan mijn linkerkant het ons voor. Carlo Poolse van Montiki. Tans is scholier bij Montreal. Dank je. Goedemiddag allemaal, ik is Marie van Geertse. Ik is tans een student bij CBUT en ik uit van Wellington en ik is een boerling van Montreal.
Goedemiddag allemaal, ik is Jadri Klaassen. Ik studeer ook tans als het tweede jaar bij UWC. Ook een geboorling van Montegrie. Ja. Goedemiddag familie, ik is Jacques van der Merwe, geboorling van Montegrie. Ik werk thans als de driver bij Diversity Blends. Gezien dierbares. Ik ga zo beginnen dierbares. Ons gaan niet eens kijkers op vanmiddag. Ik ga zo beginnen met die jongman die Keanu, wat die voor mij zit vandaag. Gezond en beschikbaar voor die werk van die Here. En altijd op tijd en op zijn plek als het bij die werk van die Here komt. Wat een voorrecht om jou vandaag hier te heten. Kan je net zo'n beetje voor ons deel? U gesê u gaan school net wat de uitdagings u op die school het as jong mense, dit wat u aanskou en wat u observe aan jong mense, die struggles of uitdagings wat hulle het op school en wat u as u na hulle kyk wat u kan sê die leemtes en wat nodig is in hulle lewe waarmee hulle sukkel. Een van die grootste uitdagings is grootste sociale media. En ik wil enige jong mens bemoedig om te sê, kom naar die kruis. Gee jou hart vir God, focus op God en God moet die main focus wees in jou lewe. Dankie. Dankie Keanu. Ek dink nou in die week in post ek op my WhatsApp status en ek sê vir myself, die woorde kom by my dat ons niks aan die wêreld kan introduce as die kruis nie. Amen. Bekeer jou, laat doop jou en die skrif sê word aangeleer met die woord aangaande Christus. Langs aan Keanu het ons van Marie van Gertse by ons. Universiteit soos julle gehoor het, universiteitsstudent aan die Universiteit van CPUT. Soos ek wil net Marifa, as jy met 'n bietjie met ons kan deel. As jy in jou gemeenskap kyk, gelukkig ons almal kom uit verskillende buurte uit in Montegrie. So as jy met ons kan deel, jy is nou 'n bietjie in die voorkant in die dorp aan soos hoe sê hulle? Lokasie. As die woord wat hulle sê, so jy is 'n lokasie. As jy kyk na die jong mense en so observe by jou in die pad rondom jou omliggende areas. Wat sal jy sê is die grootste uitdagings van jong mense vandag mee sukkel? Broer, die grootste uitdaging in my leefarea is dat daar's baie dwelmmisbruik en alkoholmisbruik daar waar ek groot geraak het. Dit was vir my hartseer om te sien vir 'n kind wat uit 'n gesonde Christelike huishouding het groot geword het. Is dit vir my hartseer om te sien dat die mense daar buite word nie soos ek groot het en dat om te drink en dwelms te gebruik is maar normaal. Die area waar ek bly is baie rof. Was op 'n tyd wat hulle elke naweek iemand anders gesteek het of die een is geslaan met 'n bottel. Maar dit was in my ingehamer dat jy is nie soos die ander nie. Jy's uniek en jy's spesiaal. So my ouers het maar try of hulle bes probeer wat 'n ouer maar kan doen om dit in my in te kry dat jy het nie nodig om so te wees nie. Jy het nie nodig om net te drink en nog net 'n statistiek te wees nie, maar jy kan die verskil wees. Baie dankie my suster. As ek so terugdink, so 2 jaar terug, ek was self vasgevang in Dagga. Ek was self verslaafde gewees, maar deur die genade van die Here kan ek sê vandag dat ek hier staan. En soos julle kan sien, as julle my 'n paar jaar terug gesien het, sal julle nooit kan sê dis ek wat hier sit nie. Maar wat ek wel vir u kan sê, die Here maak mens mooi. En ek is dankbaar vir die voorreg wat ek vandag het om te hardloop met die fakkel van die evangelie en God se naam groot te maak. Amen. Suster Jadri, wat sal u sê is die grootste leemtes of impak wat lei tot die keuses wat jong mense vandag maak dat hulle oorgee aan drank, dwelms of dat hulle is op die toestand wat hulle is, want ek verneem dat in ons areas jong mense wat vandag in die tronk sit, jong mense wat diep goed deurgemaak het, wat ons miskien nie van weet nie, maar wat sal u sê is die impak of wat lei tot die tipe van keuses? Listen, ek sal sê, dis meestal omstandighede. Jy sien nie in ons dorpie is, jy het die wat het, maar die meerdere mense het die. So baie mense gebruik drank en rook en alcohol as 'n verskoning, om amper soos hulle omstandighede te ontsnap. Sien nie, maar dis nie die opsie nie. Dit gaan jou 'n tydelike fix gee, maar dit gaan jou nie 'n fix gee vir ewig nie. Christus is ons vir ewige fix. Hy is die persoon wat ons heel, en hy is die persoon wat ons harp op.
En een ander ding wat ek sal sê is groepsdruk. Van probeer inwees. Jy sien, ons lewe in 'n tyd waar almal probeer relevant wees. Jy wil inwees, jy wil kwaai wees, jy wil met die manne wees met die mooi karre, jy wil mooi aantrek, jy wil net deel wees. So nou rook ek ook maar, want Marifa rook. Nou drink ek ook maar, want Zaki drink. Want wat gaan hulle van my sê, as ek nou nie doen wat hulle doen nie. En ons wil nie as buiten normaal amper wil ek sê, beskou word in society nie. So dis hoekom ons kinders maar liewerste dit doen en het is hartseer om te sien. Vra vir my, ek weet waarvan ek praat. Ek was al, ek dink wat baie min mense weet julle in graad 4, toe rook ek al. Sigaret. Hoekom? Van probeer kwaai wees, van probeer inwees. Maar dank die Here, dat het my sommer vinnig laat besef, nee, dis nie vir my nie. So, ja, so. Halleluja. Soos u kan hoor, dat ons allemaal, soos ons vele hier met u gesels het, is 'n produk van dinge wat society vir ons moeilik maak, groepsdruk en die uitdagings daar buite. Ek dink die stories wat u gehoor het, kan u hoor, dat ons is nie volmaak nie, ons is nie perfect nie. Ons allemaal het griewe gehad, ons allemaal het areas, ons karrekaste waarmee ons aankom, en dit wat maak dat ons vandag hier kan sit, en die getuie met u kan deel. Voor my hier sit my neef, Taak van der Merwe, 'n produk van iemand wat ook uit moeilike omstandighede uitkom. Ek weet ons het saam gebly jare terug by my ouma, en sy ma het gewerk in die Kaap, so het my ouma gebly en sy suster. So ek neem, dit was ook 'n moeilike tyd in ons lewe gewees, en ek begryp vandag, en ek begryp die tyd wat ek by die Here is, gaan mense hart kos, en mense sien dinge, different as wat jy gesien het toe jy jonger was, different toe jy in die wêreld was, as ek het so kan stel, en nie meer puntenierig wil klink nie. Maar my neef, wat sal jy vandag sê, is die grootste grief van jong mense daar buite, en as jy miskien met ons net 'n bietjie kan deel, van waaruit jy kom, en dinge waarmee jy gesukkel het, en hoe die Here jou gehou het, of wat raad het tot en met nou. Luister, nee, wil net ook aanleg op. Nee. Oké, ik wil ook maar net samenstemmen met dat wat al reeds gesê was van groepsdruk en hoe ons allemaal maar relevant wil wees. Als ik nou kijk naar mezelf, ik heb gerook, ik heb gedrink, en niet alle tijden was het omstandigheden niet, maar meer die verlangen om in te willen wees met mijn vrienden. Want als je niet doet wat je vrienden doen, dan is het niet cool. En ik wil cool wees. Ik wil met die in-crowd wil ik delen. En wat ik gezien heb is, en dat het ook voor mij tot die besef laat komen dat is wie ik wil wezen is. Als ik naar mezelf kijk, die persoon wie ik was als ik dronken is het die persoon wie ik is als ik nuchter is. En voor mij was het net als die twee mensen verschillend is, dan gaan die mensen buitenkant veel zien als die oude, die twee type persoonlijkheden. En ik ben niet zo gekend geweest, het is zo. Mijn laatste aan wat ik nog gedronken heb, en mijn neef leest in zijn brood, hij woont samen van nou, hoe zit voor het zoulies, hoe zit recht gemaakt om te bekleiden, hoe zit die mensen zijn bierbottels in zijn bierenstukken gegooid. En hij naar mij teruggekomen en heeft me gevraagd of ik alright is. Maar ik was klaar, recht voor bekleed. Ik heb mezelf gezegd, ja, dat moet nou niet komen. Maar dankzij die Heer is het te ver gekomen. Net 2 dagen daarna was ik bij de huis bezig om een boom wat die meer botische wortels uithalen. Ik heb die boom helemaal afgesneden
En ik was bezig om zijn wortels uit te halen. En pastor kwam aan voorbij. En pastor vraagt mij. Hij vraagt eindelijk mijn zuster, want ze langzaam meer staan. Hij vraagt of hij niet een dienst kan komen houden als op de Oosie. En Oosie het onmiddellijk, ja pastor. Van ik weet voor een feit. Oosie is net 3 jong mensen in huis. En Oosie het die richting gaat uit. So vir pastor om 'n diens by ons kon hou sal vir ons baie voordelig is. En pastor sê toe hy kom sommer die Dinsdag. En daai selfde Dinsdag gee ek my hart vir die Here. En ek besef net later aan dit moes so gewees het. As een wat ek gesê het, en ek het dit in die kerk ook al gesê, dis so symbolies dat hy na my toe gekom het die dag toe ek 'n boom wat hy my wou body met wortels en al wou uithaal, want dit ek het daar opgestaan en ek het myself gesê ek is nou 'n nuwe mens. Die ou dinge het verby gegaan. Ek was amper soos 'n boom wat hy my wou body wat gesoek het na nuwe lewe, nuwe krag. En Jesus, ek weet nie. My woorde verlaat my. Ek is hier prater, maar ja. Halleluja. Ja, dat is goed. Halleluja, dankie broer Jacques, dankie vir die gedagte en die gedeelte wat u met ons kon deel. Ons weet broer Jacques is maar nie ou van baie woorde nie, maar sy gesindheid is wat die Here nodig het. En ek glo so elkeen wat daar buite is, ek glo die Here het iets van u nodig wat vir 'n ander een daar buite is. Die woord sê dat ons skaam ons nie vir die naam en die saak van Christus nie, van ons glo dis 'n krag van redding vir die volk daar buite. Terug na Suster Norifa. My suster, wat sal u sê? Ek onthou, ek was in 2019 'n student aan die Universiteit van Weskaapland. Op daardie stadium van my lewe het ek ook sigarette gerook, ook op my dag gehad, so dat my mixpipe gedrink. En dit was my begeerte altyd op universiteit toe te gaan van skool af. Ek het toen na 16 klaar gemaakt en so 2 jaar daarna maak die Here vir my weg. Ek was toen na 17 daar, toen word my aansoek nie aanvaar. Toen na 18 was ek daar, dit word nie aanvaar. Maar die Here maak dit moontlik in 2019. Wat ek besef toe ek na die Here toe kom, dat ek was nooit reg nie. Die tyd was nooit reg nie van jy weet, die mense raak ons maar arrogant. As jy in die wêreld is en jy bekom al die mooie dinge van die lewe, is amper soos asof jy op jou eie kan staan, amper asof jy nie God ken in die dinge, asof jy meer soos ons self sê, die verlore seun wat uitgegaan het, dat jy jou eie ek meer ag as die dinge wat reg is, of die dinge van Christus, of die orde van Christus. So wat sal u sê, hedendaags u wat nou nog steeds op die universiteit is, die uitdaging met studente, en dit wat hulle ook, die uitdagings wat hulle face, en hoe die lewe, as u gedeelte miskien met ons kan deel, dat die uitdagings wat u daar het met studies, wat u het met dit wat u kan aanskou, dat u dit vir ons 'n weergawe gee van daai gedeelte asseblief. Broer, is net 'n bietjie agtergrond te gee. Ek het 2021 klaar gemaak met matriek en ek slaag begin 2022 kry ek my uitslae en ek slaag met 'n B. En ek wag vir die oproep wat nou gaan sê jy is aanvaar of die boodskap of die e-mail. Maar ek kry dit nie. En ek voel so teleurgesteld want ek het goed geslaag. En ek voel ek verdien om universiteit toe te gaan. Want mense wat minder as ek gekry het nou ingekom, wat was er nou fout met my? En ek onthou, ek en my pa sit daardie dag by die oogarts. En ek kry die oproep, ek sien die nommer. Ek sê vir myself, ek ken die nommer nie. Maar ek antwoord toe maar nou. En die dame aan die ander kant van die telefoon sê vir my, maar dis nou die en die en ek skakel van CPUT Wellington. Stel jy nog belang om te kom studeer? En ek sê vir mevrou, beslis, 100%. En dit het my eers later laat besef dat dit moes so gebeur. Ek moes die oproep die dag eers kry. In my eerste jaar is ek by die huis is aanlyn. Dit is my eerste jaar en ek doen deeltydse werk vir my pa en ek doen nou sy admin en ek studeer ook nou.
En het is moeilijk wanneer ik het klas van 8 uur in de ochtend tot 4 uur in de middag en ik moet nog werken ook. Maar die had dit alles, die had het met die gedragen en ik slaag mijn eerste jaar. 2022, ik wil zeggen juli maand, kom ik tot bij die beseffing dat je kan niet zo aangaan nie. Iewers moet daar verschil komen. En ik begin stil raak, ik weet die enige een wat met mij bevriend was, kan vir jou sê, dat was een tijd wat ik net stil geraakt heb, nooit voor mij dan zei ik kan niet nou nie man, maar ons maak het de volgende keer. En dat is ik zo aangegaan voor een hele 6 maanden, tot en met 2023. En jullie moet weer 2023 februari maand, ik moet nou weggaan. Maar die Here bestuur het so dat daar voorval gebeur waar ik voor mezelf moet sê dat die is jou omruipen. Die tot hier toe en die verder. En ik besluit toe die dag, ik bekeer me en ik sê vir niemand die. Ik ga aan en ik sê steeds vir niemand die. Zondag die 12de februari 2023. Ik zat in die kerk en die prediker doet die uitnodiging. En ik zit eerst daar, denk mezelf, ik ga wel opstaan. Want ik is dan al reeds bekeerd. Ik kom niet meer over je bekeerd in het publiek. Wel, dat maakt precies zaak voor alle weten. En ik besluit toe, ik sta nog maar op en ik ga voor en toe en ik ga bekeer mij. Mind you, ik moet vanmiddag weggaan, universiteit toe. En ik weet niet wat wacht voor mij daar kent. En ik bekeer mij en ons is die zondagmiddag hier op universiteit toe. En ik kom daar en is een hele andere scenery. Ik ken niemand die. Ik die hele kamer met een hele andere meisje. Ik ken haar van nergens af. En alles is voor mij vreemd. En die eerste maand of 2 als ik maar net in die kamer, in campus toe, maar weer terug. Kom bijs toe, weer terug. Zo heel tijd in mijn kamer. En die Here gebruikt die een dame met diezelfde van dit aan de speling. En die Here gebruikt vir haar, sy kom na my en sê vir my, nee man, ons is diezelfde van, ons kan ons soos vreemdeling lewe nie. En ek en sy raak toe bevriend. Maar wat ek opgelet het in die tyd wat ek nou by die universiteit is dat daar soveel jong mense wat die besef wat die heerlikheid lê by die Here nie. En hulle het die gedagte van dis te lekker in die wêreld om my te bekeer. Maar dis eintlik baie lekkerder by die Here. Ja, dit is 'n moeilike pad. Niemand het gesê dat die lewe ooit gemaklik wees nie, maar hy het gesê dit sal die moeite werd wees. So ja, en die skrif wat my deurgedra het van ek my begin bekeer het tot en met nou te even. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and everything will fall in place. So dat is maar wat my deurgedra het, dat is my journey, en dat is wat ek aanskou het met universiteitslewe. Dis nie maklik nie, maar is moontlik. Halleluja, ek sê dit ding nou reeds aan die woorde. Het is moeilijk, maar dit is moontlik. Amen. Halleluja, baie dankie. Sister Marifa vir daardie getuienis wat u met ons kon deel. Ek weet u deel met baie uitdagings daarbo. Ek kon ouwe stadium wat u getuie in die kerk afgeleer het, wat het ook moeilijk was wat u nie kon leer. Ek dink het was in November, December, Oktober. En as ek na u kyk vandag, dan kan ek u sê u sterker teruggekom. En dat die feit dat u steeds is, kan ek sê dat die Here hou u. Die Here hou die wat gehou wil wees. Halleluja. Soos het sê, 'n laaste gedagte. Wat sal u sê vir ons op universiteit? Ek weet u het ook 'n mooi storie. Ek is nou ook iemand wat ook by was die dag toe sy die eerste keer universiteit toe moes gaan of gegaan het. Ek weet dit was 'n dagende dag. Maar dit is wel my storie om te vertel nie. Maar ek glo dit is 'n storie wat soos dat sy met ons kan deel vanmiddag. Die vorige season. So les dan, soos julle was al weet, soos ek gesê het, ek studeer tans by UWC, maar dit was nie maklik nie. Ek kry my resultate, kan ek nog so, waar was ek met 3?
2023 kry ek my uitslae. En jy sien die ding wat die universiteit doen is, die universiteit kyk nie na jou graad 12 punte nie. Hulle vat jou gebaseer op jou graad 11 punte. En hulle keer my af op grond van my graad 11 punte. En ek doen by Stellenbosch aansoek, ek doen by CPUT Wellington aansoek, ek doen by UWC aansoek, maar niemand aanvaar my nie. En ons kry graad 12 my matriek uitslae. En 2 dae daarna sê my pa vir my, niemand my kind, jy kan nie met hierdie punte die jaar by die huis sit. Dit was nooit sy begeerte vir my om by die huis te sit. Hy sê, ek gaan eers 'n gap jaar vat, want ek wil jou nie by die huis hierdie jaar en jy moet gaan leer. En ons ry daar die dag CPUT Wellington toe. En ek kan nou, ons sit in hierdie man se kantoor en ek is so sien op die agterban, wat gaan die man nou vir my vra? En hy vra vir my, wys vir my jou graad 12 uitslae en ek gee dit vir hom. En as 'n ding wat hulle doen, ek is nou nie seker wat hulle dit noem nie, maar dis amper soos hulle tel op al jou presentasies. En hy sê vir my, dame, ons kos is eintlik vol, maar ek kan nie huis toe stuur met hierdie punte nie. Ek gaan gou iemand bel, sit net die. En nie eers 10 minute daarna die kom hy terug en hy sê vir my, maandag moet jy begin jou eerste klas is hierdie tyd en hierdie tyd. En alle eer aan die Here, want ek was stom geslaan. Ek kon niks sê nie. En ons gaan van Wellington af en my pa sê vir my, ons UWC het my ook ons afgekeer. En my pa sê vir my, weet jy wat, jy is nou aanvaar by CPUT Wellington, maar kom ons regel UWC toe. En ons kom by UWC en die lyn voor die fakulteit is, luister nie weet hoe dit gaan, dit is lang. Kinders staan daar met hulle sakke en hulle ouers en alles. Yes, en ek moet ook maar nou in die lyn gaan staan. En ek staan en daar kom 'n oproep op my foon. En soos Marifano sê, ek wil nou kan, wie is dit nou wat my nou hier bel? En ek gaan in die lyn, ek sê vir my pa staan nie, ek gaan goed die oproep antwoord. En die admin lady van UWC bel my, sy vra vir my, dame, waar is jy nou? Ek sê vir haar, mevrou, ek staan voor die fakulteit. Sy sê vir my, kom geop, kom in die lyn uit, dan kom jy geop na my toe. En ek ga na haar toe en sy sê, ga na meneer Terrence toe, daar is vir jou plek, by education. Dat is wel nou wiskunde, maar ons gaan nie nou daarin gaan nie. En ja, en UWC aanvaar my ook daar die dag. So op een dag, 2 universiteite wat al 2 hulle deur vir my toegemaak het hulle deur vir my opgemaak. En dit is wonderbaar. En een woord wat ek net kan sê is, dit was die Here Leston. Dit kon net die Here wees, want daar is geen, ek sê vir my pa toe ons nou ry, hoe is dit dan moontlik dat hulle my nou bel en heel toevallig hierdie dag het ons nou besluit om Kaap toe te ry. Ek sê vir my pa, wat as ons nie die moment voor hy gebou gestaan het, sou ek dan plek gekry het. En ons gaan nou weg, ek is aanvaar by al 2 universiteite en ek moes 'n keuse maak. En ek kies toe vir UWC, en dit was nou die grote Kaap. En ek het nog nie verblyf nie. En ons ry die aan huis toe en my pa is nou, ons is bly want ek het nou aanvaar bezig, maar ek moet maandag begin. Ek het nie 'n plek om te bly nie. En ek kom by die huis, ek het net my voet buite die kar gesit. Toe stuur die universiteit vir my 'n e-mail, jou aansoek op res is aanvaar. So, in 'n dag se tyd word ek by 2 universiteite aanvaar en 'n koshuis. Wat buitengewoon is, nie een keer het ek nodig gehad om geld te betaal eers vir die koshuisie. Dit was net so beskore Leston. En dis net die Here, want dis letterlik al wat ek kan sê. Ek is vandag hier omdat die Here toegelaat het dat ek hier moet wees. En miskien die loopbaan waar ek nou is nie dit wat ek wou doen nie. Maar toe loop my afkeer, toe sê ek vir die Here, ek gaan nog een keer aansoek doen. En as dit in u wil is, en het moet wees, laat dit deurgaan. Maar as dit nie in die wil is nie, keer dit af. So ek kan sê, content met waar die Here my nou het. Want ek weet hy het 'n plan vir nou. So ek sê, ek weet nie wat ek miskien later sal wees nie. Maar hy is by my, so ek weet ek sal dit maak, want hy is aan my kant. Kykers, wil ek gehoor, consistency is key in hierdie proses van Christus. En ons moet alou glo
Baie dankie Sister Zaidri, wat 'n mooi gedagte, soos ek gesê het, ek was die dag by gewees en ek onthou die dag, toe ons daar kom by UWC, die aand, toe ons moet huis toe kom, dierbaar is ons het gery van die universiteit af maklik voor 9 uur. Die kar se battery van haar pa, onze pastoor, het pap geraak, daar die dag, en dis moes automatic, so hy kan nie gerunning word nie. Wat moet gebeur is, jy moet nou die mense, die insurance mense, of as 'n tipe afdeling, wat jy moet kontak, wat dan kom, en die kar dan nou lei, en so op grond van dit kan jy weer start, en so kon ons so weer, huis toe kom, moeg, het ons gekom, maar die genade van die Here is vir ons genoeg. David skryf in Psalm, hy sê, wat sal ons die Here vergeldig, vir al sy weldade, en hier is vandag bewyse, van wat die Here kan doen. Broer Zaak, 'n gedagte wat my nogals heeltyd nou worstel, wat ek sit soos die Gees my lei, dat u net vir hulle gedagte moet gee, rondom u groot word, en tot waar die Here vir u vandag gedra het, in die omstandighede. Ek weet, dit was nie maklik nie, maar met God is dit moontlik. Halleluja. Halleluja. Soos Paulus reeds gesê het my ma in die Kaap gebly, ek het gewoon 'n paar goed geword, so my ma was in die Kaap, en omdat Takin was maar daar om na Oos te kyk, so ja, ek weet nie veel om te sê nie, maar ja, Takin het na Oos gekyk en ek het baie dinge geleer by Takin. Ja, wat kan ek sê? Nee, gaat hy nie. Die is nou so klompend wat in my kop gaan en ek sukkel nou maar net om dit in woorde te sit en ek is so dankbaar vir almal en alles, van dis net dit wat vir my gesyp het tot nou toe, en die mens wie ek is. Ek was van kleintyds af geleer dat jy hoef nie gevrees te word om respect te verkry van mense af. Van, daar is hierdie stigma van, jy moet level van, of net soms jy kan wees dat jy kan onbeskof is. Maar wat ek geleer het is, jy kan net jouself wees en ek sal nie sê ek is onbeskof nie, maar die mense wat vir my goed gemaak het, vir my die waarde geleer dat daar as waarde in 'n grapje is, as waarde in iemand wat 'n oor het vir almal. En as ek nou so praat van my jonkie, dink ek aan Takin. En wat Takin vir my geleer het is, voor ons by Takin gaan bly het ek die kerk geloop, maar Takin het gesorg dat ons elke Sondag skool toe gaan om Takin. Dis al later oor van Takin. En sy het vir my geleer bid. En sy het eintlik, hy het al in my kleinheid vir my kom bekendstel aan die Here. Alhoewel ek nog so klein en onverstandig was, het sy ek wil amper sê, sy het die spark aan die brand gegooi en dat het die vlam binne my wakker gemaakt, daar het het al. En ja, maar van daar het het al tot nou toe, ek is dankbaar vir almal, dankbaar vir my neef wat altyd daar is. Nee. Halleluja, ek dink die ou raak jy so neer en hy trek die trane terug ons kykers. Maar ja, ek het die voorreg ook gehad om by my oma se rouwdienst, soos het bekend is by ons allemaal, my hart vir die Here te gee. September die 12de, 13de, 2023. So ek het die voorreg gehad en ek dien nog steeds vandag. En ek kan net vir u sê dat die Here is goed, is getrou. En dan sy liefde is daar geen einde nie. Die woord sê dat sy goede tierenheid is tot in alle ewigheid.
En daarmee wil ek u encourage vandag, jong mense. Dis mense wat regtig nie met ouers groot geword het nie. Waardeer jou ouers. Ek urge julle vandag om hulle te respekteer, om daar te wees vir hulle, 'n kind te wees, terwyl jy 'n kind kan wees. En leer die basic fundamentals van die lewe, aan die waardes en die beginsels wat hulle in plek stel vir julle. Ek is ook nie volmaak nie. Dit was so moeilik geweest met my opbring en so, dit is respectvol, arrogant, maar deur die genade van die Here en die hulp van die Here kan ek vandag sê, dat ek is 'n beter wissel van Christus. A word of encouragement, Keanu. Wat sal jy word of encouragement, hoe kan jy vir ons vandag, die jong mense wat dieselfde ouderdom is wat jy is, die jong mense wat op skool is vandag, die jong mense wat vandag so aan ouers groot word, wat sal jou encouragement vandag vir hulle wees? Ek het geleer toe Marifa en Nigel aan die begin van die kerk jeuglees was. Hulle het soos elke week vir my sê, Psalm 119 vers 9, waarmee sal die jongling sy pad sewe, deur te hou na die woord van God. Ek smag na u met my hele hart. En van 2023 af is dit nog steeds in my kop. Ek kan dit nie uitdaal, ek kan nie uit die, dus enige tyd as ek deur 'n moeilike tyd gaan, kom die skrif by my, Psalm 119 vers 9. En ook Romeine 8 vers 18. Die tyd waar met dit wat jy nou tegengaan, kan nie vergelyk word met die joy wat kom nie. So, enige jong mens, van net as jy God aan jou kan dien. Jy kan met alles deel, elke verdrukkinge, skool, groepsdruk, dis niks in vergelijking met wat God vir jou kan doen nie. Dankie. Halleluja, soos jy kan hoor, die heerlikheid van God is groot. En ek dank u vir die gave wat die jongman is, om hier te kan sit, en steeds in sy jonkheid van die Here so te kan praat. Ek is trots vandag, en ek dank vir die impak wat Broer Nigel, Sister Marifa, die fondasie, wat geleef was. En ek urge jong mense daar buite, wees rolmodel, vir hulle jou rolmodelle, vir hulle wat jonger as julle is, sodat ons 'n impak kan maak, en hulle nie kan breek nie. Halleluja. Sister Marifa, wat sal u encouragement wees vir jong mense vandag in u buurt, rondom u, hulle wat kyk na u, wat u soos 'n boek lees, soos die woord verklaar, wat sal u vir encouragement wees vir hulle vandag? My woord van bemoediging gaan dood eenvoudig net wees, maak jy die verskil. Ek dink sometimes wil ons jong mense nie net woord hoor nie, alhoewel ons dit moet hoor. Hulle wil nie net woord hoor nie, sometimes soek ons net iemand wat net daar gaan sit en gaan luister. Sometimes soek ons net iemand wat vir jou net kan encourage om vir jou te sê, luister met die skrif sê dit en dit en dit. So ek wil net vir elke jong mens daar buite sê, maak jy die verskil. Begin by jouself. Because wanneer jy jouself in lyn kry, sal die ander goed ook in plek val. Baie dankie Sister Marifa, soos julle gehoor het. Kom jy by die plek, kom jy in lyn. Halleluja. Ek het die voorreg gehad om in die week in die woord te bedien. En ek weet ek het die afgelope tyd hier 'n moeilike tyd gegaan. En my leier vra vir my, pastor Dieter vra vir my om die woord te doen en ek staan by die werk en ek dink vir myself. En die woord kom by my Johannes 1 en Johannes 2. En op 'n tyd terug het ek die ander gedeelte ook gelees of bestudeer. Johannes 1 wat sê toe Elisabeth geboorte gegee het, sê die Bybel, daardie tyd was sy onvrugbaar. En Jesus is gebore en Maria het geboorte gegee. Sy was 'n maagd gewees. En 'n ander gedagte in die Bybel sê Manoag wat uit die stam het gekom van die Danite. Sy vrou was 'n hoë ouderdom. Soos u kan sê, u kan self dink as 'n vrou wat 'n hoë ouderdom was. Wat ek vandag wil encourage is nooit te laat nie. Ek wil iemand vandag encourage. Maria was 'n maagd, wat beteken u het nog nooit geboorte gegee aan 'n ding wat nou nog die geboorte moes gegee het nie. En Johannes was gebore aan 'n vrou wat onvrugbaar was. So daar is vrug binne jou. En ek wil u urge vandag, soek daai ding wat Christus van jou nodig het. Mag dit geseën wees. Ek hoop julle
is gestig en ek hoop ons het jong mense bereik vandag en ek glo dat die Here met hulle sal wees in hierdie week wat voorlê. Mag dit geseën wees. Halleluja. Baie dankie. Halleluja. Dankie Here Jesus. U en U alleen Here. Ons loof en aanbid U naam. Gaan ek deur valleie as U daar. Oh, gaan ek deur die berge as U daar. Here nooit sê alleen staan ek op my eie in alles wat ek deurmaak is U daar. Gaan ek deur valleie is U daar. Gaan ek deur die berg op, gaan ek deur die berg op, is U daar. Here nooit sê ek alleen, nooit sê ek alleen. Staan ek op my eie in alles wat ek deurmaak is U daar. Gaan ek deur valleie is U daar. Gaan ek deur die berg op, gaan ek deur die berg op, is U daar. Nooit sê ek alleen, nooit sê ek alleen. Staan ek op my eie in alles wat ek deurmaak is U daar. Oh, if I go through valleys, You are there. Even up the mountain, even up the mountain, You are there. Lord, I'm never alone. Lord, I'm never alone. I'm not standing on my own. In everything I go through, You are there. When I come, if I go through valleys, You are there. Even up the mountain, even up the mountain, You are there. Lord, I'm never alone. I'm never alone. I'm not standing on my own. In everything I go through, You are there. Gaan ek deur valleie, Here. Gaan ek deur valleie is U daar. Teen die berge op, Here. Gaan ek deur die berg op, is U daar. Nooit sê ek alleen, nooit sê ek alleen. Staan ek op my eie in alles wat ek deurmaak is U daar. Here nooit sê ek alleen, nooit sê ek alleen, nooit sê ek alleen. Staan ek op my eie in alles wat ek deurmaak is U daar. Here nooit, Here nooit, nooit, Here nooit sê ek alleen. En ek staan nie op my eie, staan nie op
my eie en alles, Here, en alles wat ek deur maak is U daar. Hallelujah. Dankie Here Jesus. Blessed be your name, God. Wonderful Jesus. Dankie Here, dankie. Dankie Here Jesus, dankie. Dankie Here, nooit alleen. U is altyd aan my sy, Here. Oh, thank you Jesus. Hallelujah. Thank you Jesus. Blessed be the name Wonderful of Jesus. I am never alone. I'm not standing on my own. In everything I call to You are there. Ons dien 'n intentional God. Ons dien 'n akkurate God. Niks wat hy doen, niks wat hy sê is ooit buite die plan nie. En ons betwyfel, maar hy weet. Hy weet wat hy doen. En hy het nog altyd geweet wat hy doen. So wie is ons om in hom te betwyfel? Ek lê by die huis paar aande gelede en ek droom. En ek hoor die stem duidelik in my oor. Hoekom het jy jou toegesluit, Chydri? En ek skrik wakker van, wat het, dis soos iets op my oor wat my nie wil los nie. En hy maak my wakker. En ek verstaan nie wat hy sê nie. En ons gaan Saterdagoggend op, ons gaan klim die fort. En ons bid en almal sak op hulle knieë en die teenwoordigheid van die Here daar is so swaar. En ek verstaan nou hoekom Moses so lief was vir die berg en hoekom hy so lief was om op te gaan na die berg toe. En hy sê vir my, die voorbereiding is klaar. Ons moet oorgaan in aksie. Ons het lank genoeg voorberei. Nou moet ons oorgaan in aksie. En ek verstaan toe en my pa vir my vra, hy het al 2 weke terug gevra, toe sê ek, nee daddy man, vra my vir iemand anders, maar ek staan vanoggend hier op sy woord en met sy genade. En ek vra dat julle sal opstaan voor die woord wat ek vandag gaan lees, kom uit Matteus 17 vers 10 tot 13. En sy disippels vra hom en sê, waarom sê die skrifgeleerdes dan dat Elia eers moet kom? En Jesus antwoord en sê vir hulle, dis waar, Elia kom eers en sal alles herstel. Maar ek sê vir julle, dat Elia al gekom het, en hulle het hom nie herken nie, maar aan hom alles gedoen wat hulle wou. So sal die seun van die mens ook deur hulle lei. Toe verstaan die disippels, dat hy met hulle van Johannes, die doper gespreek het. Julle mag sit. En hierdie laaste gedeelte vers 12 en 13 pla my van, u praat dan nou van Elia. Nou hoekom sê die disippels dan in vers 13, dat hy van Johannes die doper praat? En heel toevallig vroeger in die week, lees ek kan nie nou die skrif, Vader vergewe my, maar ek gaan vir julle sê wat daar staan. En toe Elisabeth swanger was, met Johannes, op 6 maande, verskyn dieselfde engel Gabriel aan Maria. En hy sê vir Maria, jy gaan 'n seun baar. Jy moet hom Jesus noem. En Maria gaan na Elisabeth. En die Bybel sê, toe Elisabeth die groet van Maria hoor, toe skop die kind binne in haar. Want die kind het geweet dat wat in Maria se skoot nou besig is om te gebeur, is 'n buitengewone ding. Daarom kan die kind nie anders as om te begin skop, want dit is die enigste manier wat hy kon reageer, maar hy moes reageer, want hy kon die heerlikheid wat daardie moment in daardie vertrek was, kon hy ervaar. En Elisabeth begin sing lofprys aan Maria. En die Bybel sê,
Elisabeth was 6 maande swanger toe Maria by haar kom. Vir 3 maande lank het Maria by Elisabeth gebly. Wat beteken, Maria het by haar gebly totdat Elisabeth se swangerskap volbring was. Wat beteken toe Johannes in die wêreld kom, toe is Jesus alreeds in sy teenwoordigheid. Daarom kon die kind nie anders, daarom kan Johannes nie anders as om heilig te wees nie, want Jesus was met hom selfs toe hy gebore was. En die skrif gaan verder en hy sê, soos Johannes groot word, moet hy voorberei vir wat hy moet doen. Want die Bybel sê dat die gees wat in Elia was in Johannes. En hulle berei hom voor in die woestyn van Judea. En ek gaan kyk, die woestyn van Judea, dit prikkel my belangstelling. En die woestyn van Judea is waar Jesus 40 dae en 40 nag was. So die plek waar hy in voorbereiding was alreeds ook heilig. Vergewe my, stem is nou 'n bietjie droog. So hy was alreeds heilig. Nou die Bybel sê dat Elia moes kom. Elia was een van die beste profete, of een van die kragtigste profete in die tyd van die Bybel. En die Bybel sê dat die gees van Elia was in Johannes. Nou Elia se werk was om die mense van hulle kere weer te waarsku, sodat hulle na hulle harte vir die Here kan gee. Die werk van Johannes was om die mense te doop en vir hulle te sê hulle moet hulle bekeer. So die werk van Elia en die werk van Johannes was presies dieselfde. En op die einde van die dag kom dit daarna dat julle moet julle bekeer. Daarom was Jesus met Johannes. Daarom was Jesus met Elia, want die assignment wat God aan hulle gegee het, was dieselfde. Die assignment wat God aan sy disippels gegee het, was dieselfde. Die hoofdoel en die hoofassignment was nog altyd om uit te gaan en vir mense te gaan besê, julle moet julle bekeer in die naam van Jesus Christus. Julle moet bely dat hy die seun van God is en julle moet julle laat doop en deur die waters laat gaan. Nou verstaan ek dat hoekom Jesus na Johannes toe gekom het en nie Johannes na Jesus toe nie. Want Jesus het geweet wat God se plan met Johannes was. Daarom moes hy deur die hande van Johannes gedoop word. En die Bybel sê toe Johannes hom doop, toe gaan die hemele vir hom oop. Ek gaan nie vanoggend lang wees nie, ek het my ma gesê, ek gaan nie lang wees nie. 3-4 minute as ek laat, ek vir my ma gesê. Maar ek is vanoggend net hier om vir iemand te sê, die Here het 'n assignment in jou lewe. En jou assignment kan nie tot volbringing kom tot wanneer jy hom nie 'n kans gegee het nie. Jy sien, Jesus sê hier in die skrif dat hy sê en hulle het hom nie herken nie. Hoekom volg ons 'n wêreld wat hom nie herken nie? Wat 'n kans gaan dit vir jou wees om in die hemel te kom as jy 'n wêreld volg wat hom nie ken nie? 'n Wêreld wat vir jou tydelike geluk bring, maar jy gaan nooit ten volle kan verstaan wat by Jesus aangaan nie. Daarom sê hy, en daarom lê hy klem op, bekeer julle, maak seker en maak doodseker dat sy hier uitkom voor die tyd te laat is. Hy sê vir my 2 weke terug, gee my die woord uit die blou tyd, Maranatha. En ek gaan kyk wat beteken hierdie woord. Die woord Maranatha beteken kom Here. Wat sê hy daaruit? Hy sê die tyd het naby gekom. Voorbereiding is besig om klaar te maak. Kom in posisie en kom reg. Kom uit jou gemaksone uit, want jou gemaksone is besig om vir jou die hel in te dryf. Dis al wat ek vanoggend vir iemand wil kom sê dit. Kom by die Here uit en maak haas, want jou tyd is besig om uit te loop. Amen.